Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vir oggend is uit Spreuke 10 vers 12. Haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. 1 Korintiërs 14 vers 1 sê vir ons, jaag die liefde na. Nou wanneer jy omgekrap is, deel hierdie bekommernisse, maar gaan na God toe en maak jou deur toe en praat met hom wat in die verborgene is. Praat alleen met hom en praat alles met hom. Baie kere as ons in bekommernisse is en ons nagte donker raak en slapeloosheid baie is en ons kan nie meer voel hoe ons toegevou is in God se liefde nie. Veral in tye waar ons onregverdigheid beleef en in groot angs dan uitroep na God vir krag om sy opdrag en sy leiding te kan gehoorsaam. Liefde bedek alle oortredinge. Soos een vrou eendag gesê het, sy ignoreer nie sulke tye nie, maar sy grou 'n graf van onvergifnis. Sy sien in haar gedagtes hoe sy dit doen. Van daardie dinge wat ons sê ons sal vergewe, maar nie vergeet nie. En dan begrawe sy daardie gedagtes van onvergifnis en daardie hartseer. En as sy klaar is met alles, al leeg gepraat het, gesien het hoe sy hierdie goed begrawe het, en dan kom sy in haar gedagtes, in haar gebed, en sy gooi dan saadjies van vergeet my nietjies, en daarna plant sy wit rose, en sy sê dan loop sy weg van daardie graf af, en sy getuig dat haar slaap selfs rustiger geraak het, en dan as wonde weer terugkom en sy dink aan dit, dan dink sy aan die genesing wat Jesus vir haar gegee het in daardie oomblikke, toe sy so ongelukkig was en daardie graf gegrawe het. Elke keer wanneer sy daardie graf ingesit het om dieper te grawe, het sy gesê, ek vergewe daardie persoon. En op die einde van die dag, sê die woord ook, 490 keer, sal ons by vergifnis uitbring, dat daar selfs nie eers 'n roof of 'n letsel oorbly nie. En dit is hoe ek en jy in communion tye saam met Jesus kan sit, wat ons kan weet, hy het dit vir ons gedra, wat ons ook, ons ou mens, kan begrawe, en ook dit, wat ons so vol vergifnis, onvergifnis, vergiftig, dat ons kan klaarmaak daarmee, en dat ons daar die sekerheid kan hê, hoe meer ons vergewe, is dit nie die menslike woorde, ons sal nie vergeet nie, maar naderhand begin ons vergeet hoe ons gevoel het, en dan sal ons agterkom, as ons aan sulke tye dink, dan is dit nie meer daar die seer en daar die kwaad herinneringe nie, want ons het gekies dat haat nie meer 'n houvas op ons het nie, so ons het met ander woorde gekies, dat liefde alle oortredinge bedek, en dat ons die liefde najaag, wat die Here Jesus vir ons gebring het, aan die kruis van Golgotha. So as jy kom vandag, en jy gebruik jou communion, jy gebruik die nagmaal, die bloed van Jesus Christus, en ook kom jy uit by sy liggaam, om dit jou eie te maak, dan sal jy ook kom by daardie plek, om vry te kan kom, en om te kan vergewe. Here Jesus, baie dankie vir u bloed, baie dankie vir u liggaam, wat ons kan gebruik in hierdie oggend, dat ons deur u bloedse krag kan vergewe, en kan vrykom. En Here Jesus, baie dankie ook vir die genesing, wat daar in u liggaam is. Here, dat ons dit kan neem, dat ons dit kan eet, dat ons dit ons eie kan maak. Here, dat ons dit nie net hoef te vou in ons hande nie, maar Here, dat ons dit in ons hart sal vat, en dit daartoe vou. Here, dat dit die saad sal word, binnekant in ons. Here, soos daardie vrou die wit rose gesien het, dat ons die vrede sal sien, waarvoor u gekom het, om ons die vrede te kan gee. Dankie vir die gekoer van die duif daar buite. Dankie dat ons weet, Here, u is vrede, u is rustigheid, en u is kalmte.
en liefde bedek alles, elke oortreding. Dankie Here, dat U my ook nou bedek met U liefde. Amen.